Baie van ons onthou sekerlik die oorspronklike Sasol advertensies, waar oupa en ouma op die stoep sit met baba in die pram, en dan drink baba die melk so ewe en sê kloek kloek. Die pram trek dan daar weg met bande wat fluit, en oupa vra, waar gaan hy heen? En ouma antwoord ewe, seker nie ver nie. Daar is 'n gesegde wat lui, as jy vinnig wil gaan, gaan alleen. Maar as jy ver wil gaan, gaan saam. In 'n wêreld wat dikwels gebuk gaan onder verdeeldheid, druk en selfs wanhoop, die oorloë in Oos-Europa, die oorloë in die Midde-Ooste, stygende lewenskoste hier in die VK, die voortdurende krisis in Suid-Afrika, staan God se kinders, ek en jy, voor 'n keuse, saam staan of uitmekaar val. William Booth was die stigter van die Salvation Army, en hy het reeds in 1890 besef dat mense nie net fisies nie, maar ook geestelik herwin moet word. In sy woorde sê hy dit, that refuse of drink and poverty and crime, that refuse of degraded men and women who lived in and died in sin had been gathered up and successfully sent through the great salvation mill met hoofletters. Soos herwinning 'n gemeenskaplike taak is van sorteer en hergebruik, is geloofslewe ook nie 'n solo poging nie. Prediker 4 vers 9 tot 10 sê dit, 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeite. As die een val, kan die ander een ophelp. God se Bybel sê sy kerk is 'n liggaam met verskillende lede, elkeen uniek geskape, maar onmiskenbaar vir mekaar. 1 Korintiërs 12. En dan Kolossense 3 vers 10 herinner ons, trek die nuwe mens aan wat vernuwe word in die beeld van sy Skepper. Hierdie nuwe mens is nie individuele vir ons nie. Dis 'n gemeenskapsprojek. Ons groei saam, ons dien saam, ons dra mekaar saam. As ons kyk na die nuus hier in Engeland en Suid-Afrika, het ons net weer gesien hoe gemeenskappe na uitdagings, na vloede hier in Engeland of veldbrande elders hande gevat het. In Suid-Afrika se burgerinisiatiewe vir die kragonderbrekings, die watertekorte wat gehelp het. Die boodskap is duidelik. Waar mense saamwerk, word chaos tot hoop omskep. So wat vra God van jou? Hy nooi jou om deel te word van sy koninkrykspad, nie as 'n toeskouer nie, maar as 'n medestapper. As daar 'n geleentheid, 'n gemeentegeleentheid is, kom saam. As iemand swaar kry, bid saam. As daar werk is vir die Here, help saam. Ons leef in 'n wêreld van voortdurende vernuwing, geestelik, sosiaal, ekologies. En soos God ons daagliks nuut maak deur sy genade, roep hy ons ook op om saam te werk in liefde. Ons God is 'n God van saam, Vader, Seun en Heilige Gees. Laat ons dus sy beeld dra, saam hoop bring, saam dien, saam leef, want die wêreld het hoop nodig. En dit begin by gelowiges wat saamwerk. Dit begin by jou en by my. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat U ons roep om nie alleen te wandel nie, maar om saam met U en mekaar te leef, te dien en te hoop. Help ons om brugbouers te wees in 'n wêreld vol skeiding, draers van U lig in donker tye en bouers van U koninkryk op aarde. Vernuwe ons harte, versterk ons hande en verbind ons aan mekaar deur U liefde en genade. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie dat jy ook vandag ingeskakel het en ek wil jou uitnooi. Deel hierdie boodskap met iemand wat jy weet betekenis daarby gaan vind. En kom ons werk saam om mekaar op te bou. Tot volgende keer, tot ziens.